Ons as inwoners van Gossies, ek is ook gebore hier, my ouers, ek is gebore hier op Gossies. Ek is nou 58 jaar tans woon ek hierso. En die weermag wou ons in die begin verskuif het. En in die begin het ons verstaan mekaar, maar nou is daar nie meer 'n verhouding tussen die gemeenskappe nie. Ons is verdeeld. Daar's een gemeenskap wat sê okay, hulle wil nêrens verskuif nie en ons wil verskuif. So ek het nie 'n probleem met mense wat nie wil verskuif nie. Want die rede is dat ons moet mekaar, elke mens het sy eie gevoelens en hoe hy voel teenoor dinge, maar deesdae is dit so dat mense wil nie sê dat maar daai man wil die ding so hê nie en daai wil hom so hê nie, maar ons voel dat ons is hier vir 'n lang tyd hier, maar die verhouding tussen ons, daar's nie meer 'n verhouding nie, ons haat mekaar, ons is vyande, ons wil skaars mekaar groet nie, ons wil nie die pad uitdraai nie, ons dink die pad behoort aan ons. So ek het al moed opgegee. Ek het al tot daardie stadium of daardie punt gekom dat ek is bereid, as die regering kom, soos hulle gesê het, ons beloof het, as hulle kom en hulle wil kom onderhandel met ons oor alternatiewe grond, hier nie buite die gebied nie, want hierdie gebied die gebied is groot genoeg. 162.000 hektaar waar op die weermag en ons woon is. So hierdie grond is vir my genoeg, die omtrek van die grond is genoeg. So hulle het daardie tyd beloof in 1994, het hulle beloof, die regering ons beloof, in die oosweste kant van die grond, daar doen die weermag nie hulle se oefeninge nie. So daar is 10 plase wat hulle skriftelik vir ons gesê het, ons kan as ons ooreenstem met die verskuiwing, dan kan ons na daai plase toe gaan. Nou daai plase is nog steeds daar. Daai grond is nog steeds daar en dit is in hierdie gebied. Ja, daar die veld is reg, die plante groei, is goeie plante groei, genoeg water. Maar dit is die rede hoekom ek sê die mense, ons verstaan nie mekaar nie. So dit is vir my, sal dit maar beter wees as die regering kom en kom onderhandel met elke persoon van ons hier op die grond. My naam is Gerald Estreisen. Ek bly al hier op Gossies. Sê 53 jaar wat ek nou hier is. Maar hier op Gossies is een van die probleme is die regering het gesê hulle gaan uitkom na ons toe om met ons te kom onderhandel oor die verskuiwing. Maar hulle het nog nie hier by ons uitgekom nie. So ons wag hulle nog. Maar dan is die grootste probleem ook nog die munisipaliteit of hulle lewer geen dienste hier op Gossies nie. Water is 'n probleem, ons het geen water nie. Ons moet maar self water aankry vir, soos ek moet hulle maar aanry vir die diere self. En water vir huishoudelike gebruik is ook maar skaars, want die een boorgat wat ons het, wat nog in die ou tyd gebore is hier van die regering, die ou regering. Hy begin nou ook al probleme gee met water, want sy besbome is te veel hier. Daar by hulle word ook hier 'n plan gemaak om hulle miskien te kom sny of so nie. En die ander probleem is, hier kom geen mobiele kliniek ook uit nie. Ons en die mense wat kroniese siektes het, maar uitgaan Katutu, Siatemba toe, dis die naaste kliniek vir ons. Die regering het 'n plan gemaak met die skool, want hier is nie meer skool nie, nou moet ons maar die kinders vervoer, ook na die naaste skool op Siatemba. En die bus is die probleem, want die vervoer, die kinders kom laat hier by die huis, hulle moet vroegoggend uitgaan, 5 uur moet hulle klaarmaak om uit te gaan, dan sommige tye kom die bus 4, 5 uur, sommige tye 6 uur. Dit is 'n probleem vir die kinders om te leer ook.